om die lewe in vryheid te leef, in die vryheid van liefde te leef, was nooit bedoel om wette te onderhou, in 'n poging om God tevrede te stel en deur hom aanvaar te word. Ons is geskep om te leef in vryheid, te reageer teenoor God se onvoorwaardelike liefde wat alles bymekaar hou. Die lewe is nie wette nie, maar om met jou hart te weet, God is vir ons lief en daarop te reageer, omdat jy wil, omdat jy kan. Daar by die oorspronklike ramp in Eden het God toegelaat dat ons op die reis gaan waar ons net donkerte en dood sou ontmoet. Hy het ook vir ons voorouers vertel wat die gevolge gaan wees van hulle keuse, terwyl hy hulle ook verseker het van sy planne om hierdie chaos reg te stel. Maar hulle keuse sou gevolge hê vir hulle kinders en die hele skepping. En God het dit nie gedoen as 'n koue, onpersoonlike regter wat 'n lewenslange vonnis bepaal het vir die mens nie. En hy is 'n pa, as 'n vader, het hierdie pynlike koste aanvaar, en wie sy kinders te herstel tot lewe, toe hy vir hulle ook die verlosser beloof het. So die vader van Jesus se storie kan nie en wil nie liefde tart deur liefde te forceer op die kind nie. Hy sal die kind lief hê soos hy is. Liefde wek liefde. En hierdie seun gaan slegs liefde ken as sy oë oopgaan vir die onvoorwaardelike liefde van sy vader. Dit sal hom laat opstaan uit sy donkerte en dood, weg van sy selfbeheptheid, om te kom deel hê in die liefde wat lewe gee. Dit klink miskien sleg om dit so te sê, maar liefde laat die mens vry om ook die verleier te volg, die groot leuenaar, wie sê, weet jy, die huis waarvoor jy soek, dit vind jy ver weg van jou vader. In Adam is ons vrygemaak om te reis na die malligheid van pynlike alleenheid en lewende dood. Ons is vry om weg te vlug van God, wat ons so lief het. Maar ons word nooit alleen gelaat in al ons omswervinge nie. Alhoewel ons blind en bedwelmd is met ons dom as strande oorgee aan die leuen, sal agape, God se liefde, ons meedoenloos volg, om ons weer terug huis toe te trek, na die enigste lewe waarvoor ons regtig geskep is, 'n lewe binne in die liefde van God. Die Vader in Jesus se storie sou nooit ophou hoop, kyk en wag vir herstel vir sy seun. Dit is liefde, want hy wil hê sy seun moet die lewe hê wat hy vir hom bedoel het. Ons lees die seun het gegaan na 'n ver land, en hierdie woorde hoef ons nie te laat dink as dat dit so ver is geografies van waar hy was nie. Hierdie woorde dui meer op 'n geestelike plek, ver weg van alles wat die vader en die familie geglo het en gelewe het. Hy het gegaan na 'n plek waar hy ver weg kon wees en kon leef van dit waarin sy familie geglo het, van die God wat hulle aanbid het, ver weg van die verbond en die beloftes van God en die waardes van die geloof wat hulle gebesig het. Hierdie uitdrukking dan ver land word ook op 'n ander plek beskryf, 'n ander plek gebruik om die heidene te beskryf, die nie-Jode, die mense buite die liefde van God. Binne die grense van Israel het heidene geleef in nie-Joodse stede en dorpe, en hierdie plekke is baie keer 'n ver land genoem. Toe Jesus hierdie uitdrukking gebruik het, het hy seker eintlik probeer sê dat hierdie seun op pad was na 'n stad waar afgode aanbid is.
en na 'n lewe sonder 'n verwysingspunt en verantwoording aan God. En so land hierdie seun op daardie plek, 'n plek wat hy nog nooit was nie, wat hy nie ken nie, en nie weet hoe om te benader nie. En nou het hy nie meer familieliefde of ondersteuning of die liefde van sy vriende nie. Hy is alleen. Maar hy hanteer hierdie probleem vinnig en wel. Hy het 'n handvol geld wat vir jou baie mag gee en dit verander sommer vinnig die situasie. Want met geld kan jy baie vinnig valse liefde en leë vriendskappe koop. Jy sien liefde gee, maar in hierdie ver land, al wat liefde vir jou gee, is verwronge liefde, vergiftigde liefde. En so, sonder dat die jong man hom gebind ag enigstens meer in die Joodse wet, het hy homself gegee en gegooi in die vinnige baan. Het hy die geld wat sy pa vir hom gegee het, word hy die siel en die lewe van partytjies. Hy het sy vader doodgewens, hy het sy huis verlaat, sy dorp verlaat, en hy bevind hom nou in hierdie heidense dorp of stad, ver weg van alles wat waarheid is. Hy vier die leuen, en so lees ons, dit vat nie lank nie, verloor hy al die geld wat hy gehad het, en al die harde werk en die seëninge van God was nou in die sakke van die heidene. Die interessante feit is dat die Vader se liefde het hierdie dom astrante weggooi lewe gefinansier. Hy het vriendskap gekoop, aanvaarding, valse liefde, alles in 'n poging om dit wat hy agtergelaat het te vervang, te verbeter. Maar hy het dit alles met sy pa, sy vader, sy geld gedoen. Oorspronklik was hierdie geld bedoel om die vader se drome en sy waardes te bevorder, om 'n sterk familie te bou, om liefde te vier. Maar in die hande van hierdie seun is dit nou misbruik in 'n probeerslag om iets plaasvervangend te stel wat jou gelukkig maak. Al is dit hoe leeg, al is dit hoe verwronge. Onthou, elke asemteug, elke uitdrukking van jou wese is gegee deur ons Vader God. Hy het ons geskep na sy beeld en sy gelykenis, om die vreugde, die heerlikheid van sy liefde te wees, en om lewe te vind, en bedoeling, sin te vind in sy liefde. In ons reis weg van Eden, vat ons al die gawes wat God vir ons gee, en verdraai dit en misbruik dit baie keer, in die soeke na lewe, waar daar nie lewe is, of moontlikheid vir lewe is. Ek lees vir jou die laaste vers van Lukas 15, daar staan, ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind. Toe hierdie jong man uiteindelik teruggekom het, die vader die tyd wat hy weg was, beskryf met 2 woorde, dood en verlore. Dood en verlore. Jy sien, dood is nie iets wat net met ons liggame gebeur aan die einde van ons fisiese bestaan nie. Ware dood is die skeiding van ons Skepper, en wat ook uiteindelik skeiding veroorsaak en verwydering tussen mense. Jy sien, dood is vreesaanjaend finaal. Toe die man en vrou, Adam en Eva, hulle vertroue geplaas het in die leuen van die Satan, het hulle eintlik deur 'n deur gestap na 'n ander dimensie. En toe hulle weer terugkyk, toe was die deur weg. Hulle kon nie teruggaan nie. Nee, in plaas daarvan was hulle gedoem om in 'n pynlike alleenheid voor te bestaan, onafhanklik van daar waar lewe eintlik onderhou word. En van toe af het hulle net 'n nuttelose bestaan gehad, soekende na doel in hierdie lewe. Ons lees in Romeine 1 vers 21
tot 23, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. In daardie dag het Adam 'n God geskep. En dit was net 'n projeksie gewees van sy nuwe denkwêreld, van selfgesentreerde onafhanklikheid van die ware God. En hierdie God wat hy uitgedink het, was 'n plek waarin Satan kon skuil, omdat dit sy uiteindelike doel was om die God van hierdie wêreld te wees. 'n God wat voortdurend die mens sou aankla van sonde en wat Adam en al sy afstammelinge ooit onder die veroordelende oog van hierdie God sou plaas, wat hulle voortdurend sou verwerp en straf. Dis die God wat Adam geskep het en wat die Satan aangeblaas het. En so het Satan sy haat vir die mens bevredig. Ons lees dat Adam ingeduik het in 'n donkerte en 'n verwardheid rakende sy identiteit en die doel van sy bestaan. Dus was hy dood terwyl hy gelewe het, maar met geen ontsnappingsroete nie. Terug by die gelykenis, toe die seun weggeloop het van die huis af, het hy 'n nuwe bestaan vir homself geskep, van selfsugtige onafhanklikheid, maar so dood ontmoet. Hy het dit lewe genoem, deurdat hy sy erfporsie geëis het van sy vader, terwyl sy pa nog geleef het, het hy dit duidelik gemaak, dat in sy kop sy vader dood was. Hy wou die testament lees, en hy wou sy erfdeel hê, en hierdie dood kan dit gee, en om die huis te verlaat, die pad te vat na 'n ver land, was om die steen voor die graf in te rol, die graf van sy eie dood. Die pa het nie opgehou om hom lief te hê nie, het die deur waawyd oopgehou vir sy terugkoms, maar hy het geweet, sy seun het die wêreld van die lewende dooies betree. Verlore was 'n sleutelwoord in hierdie 3 gelykenisse. Elkeen van hierdie stories vertel van iets van groot waarde wat verlore geraak het. Die verlore muntstuk, die verlore skaap, die verlore seun wat weer teruggekom het huis toe. En elkeen van hierdie stories vertel dat hierdie verlore item van waarde weer gevind is. Die woord verlore is beslis 'n sleutel in die verstaan van die storie en maak ook iets besonders oop van die hart van ons Vader. Die woord verlore kan gebruik word om te beskryf 'n persoon wat huidig ontkoppel is, misplaas is van die bron van lewe en die plek van behoort, en is huidig in 'n plek wat onomkeerbaar destruktief is, verkeerd is, 'n plek van gevaar is. Verlore beskryf die staat van 'n persoon wat 'n verkeerde pad gevat het en op 'n plek is waar daar nie terugkom kans is nie. Maar in die hart van die woord verlore is die waarde wat dit het, die waarde van die verlore item of die persoon, want dit vind sigself in dieselfde familie as die woord behoort. Die verlore een hoort nie waar hy nou is nie, en liefde van hom desperaat terug hê na waar hy behoort. Dit is die klem van Jesus se gebruik van die woord. So as Jesus hierdie woord gebruik, dan vertel hy nie vir ons hoe die fariseërs voel oor die toestand van die tollenaars nie, maar dit vertel hoe God voel. 'n
doeltreffende waar hulle is in hulle verhouding met hom. Verlore is 'n baie sterk woord, en ons gebruik dit om uit te druk as ons iets baie waardevol verloor het. Soos iemand wat sy rykdom oornag verloor het. Sou sê, ek het alles verloor. Iemand wat voor die reunies van sy huis staan na 'n tornado of 'n vuur, sal huilend sê, ek het alles, my huis en my besittings verloor. Die huilende ouer wat pas gehoor het dat hulle kind in 'n ongeluk aan die dood afgestaan het, gaan sê, ek het my kind verloor. En wat Jesus net met hierdie woord verlore bedoel, is dat hierdie mense wat verwerp word deur godsdiens, soos die tollenaars en sondaars, hulle het vir my die hoogste waarde. Hulle is so kosbaar vir God, dat Vader God hom, Jesus, gestuur het, om hulle te soek en te vind. Al vat dit homself in die dood om hulle huis toe te bring.